Ek klim vir 'n treinrit wat my glo my lewe gaan weerspieël. Klomp stasies op my pad. Sommige mooier as ander, maar elk uniek. En dan die moerkoffie, die lewe se vernis, rond, vol, geurig en vol smaak, ryk en lekker. Drink hom slukkie vir slukkie, geniet hom. Laat hy oor die tong rol, want by jou stasie is die rit verby. Die rit weet te flits van die geheue. Yes, my ou vriend. Te lekker man. Is alweer Saterdag. Ek het sopas die Moerkoffie Express klaar gemaak. Ek hoop jy het saam gekuier. Het is altyd lekker om vir jou so vroeg op 'n Saterdagoggend in my geselskap te hê. Kan ons mos nou lekker gesels oor allerhande morsige goeders. En ook kos en skindernuus en al daai tipe van goed. So, as jy nie het vanoggend nie, ek beveel dit aan, skakel in elke Saterdagoggend en dan kuier jy saam op die Moerkoffie Express. Maar nietemin, ja, jy sien, ek het nou eintlik so half 'n skrik gevang, want ons lewe mos in hierdie donker dae van misdaad. So toe stop ek nou gou vinnig hierso net so diskant by huise, so ek is eintlik bekommerd oor hierdie kafeetjie, want het word ook die sogenaamde immigrante bedryf. Hulle is nou nie hier vanuit Afrika uit nie, ek vermoed hulle is daar iewers uit Asië uit. Maar vriendelike lot man, hulle is my gunsteling handelaar in, ek moet seker maar sê onwettige sigarette. Maar wat ek meen, met die regering se belasting op sigarette, wat hulle glad nie toekom nie, maar hulle sit elke jaar die minister van Finansies tydens sy debat, dan sit hy mos nou sogenaamde syntax op. Pravin Gordhan het altyd so diep uit sy maag uit gelag as hy by daai gedeelte gekom het. Kyk, hy het mos nou nie sy eie Johnny Blue gekoop nie, so hy kon bekostig om te lag daaroor. Maar ons ouens wat nou moet vir ons eie whisky en brandewyn goed moet betaal, baie by brandewyn kom uit Suid-Afrika uit, so ek weet nie wat se belasting is dit nou op dit nie. Plaas dat hulle belasting sit op al die tonne se whisky, dan kan ons brandewynindustrie dalk nog groter groei. Maar hy het altyd so lekker diep uit sy hoed uitgelag van onder sy hoed, nie, hy het die hoed gedra nie. Ek praat nou sommer twak, is die nuwe ou Enoch. Hy het ook nou 'n hoed soos Becky Tedekamtig. Weet nie wie hy nou wil beïndruk nie met. Anyway, maar ek het nou groot geskrik man, toe ek terugklim in die kar met my kartonnetjie sigarette, toe hoor ek, hier kom twee manne hier agter die kar verby gehardloop. Maar hulle hardloop soos die wind. Jy weet, en toe ek so gaan en ek kyk, toe sien ek, daar gaan hulle in die volgende oomblik, toe kom die ene hier verby. 'n jonger enetjie. En dis nou die ding, wat ek weet, hoe kom ek dit vir jou vertel. Agter hom is 'n vroutjie. Maar nou met alle respek en groot liefde gesê, volgens ons mense is sy dik. So jy kan nou aanneem wat se velkleur sy het. Ek gaan nie sê enige mense van kleur is dik nie. Ek praat hier van my ou velkleurtjie. Sy's dik, maar sy's gebou soos 'n bulterrier, 'n bulhond. En sy kom hier agter verby gesleep, agter hom aan. Nou sit ek kyk hulle nou hardloop hulle so op. Maar laat ek nou vir jou sê, Colby, jy moet pas op papi. Onder die vroue geslag, hulle behoort eintlik hierdie vroutjie, behoort hulle vleuel te maak. Of dalks net 'n flank. Want sy kan, buite die feit is, sy gaan waarskynlik die vinnigste vroueflank wees wat daar is. Maar sy gaan ook die kortste ene wees. Maar magtig kan sy 'n lyn sny. En daai ouetjie gaan so en hy kyk so, hy sê nee papa, hy maak geen indruk op haar nie. Sy kom net al hoe nader. Hoe nader kom sy. En die volgende oomblik toe vang sy op met hom. En so 'n regte tradisionele rugby styl. Gee hom net so klein, so op sy blad. Amper soos jy
Ou van die pad af wil drukkie, tik hom net so liggies, met jou kar se neus, tik jy hom so, gat, so op sy gat, en daar verloor hy papa. Daai oomblik, toe kom die polisie ook nou aangejaag van waar, want kyk, die polisie kan nie hardloop nie. Nee, wat? Nee. Papi, hulle kan nie. Ek moet nou luister net gou hier vir my kamera kyk, want ek nou die ou agter my, dalk ook so 'n tikkie op sy plat gee nie. Maar anyway, daar verloor hy papa, en sy's op hom, soos nou losgemaal. Sy soek hy bal, en toe vat sy iets al by hom, waarskynlik dit wat hy van haar gesteel het, maar hy het nou vandag, hy gaan haar goedjies gryp, jy sien, hy is nou 'n grypdief onder opleiding. Hy gaan nou dit by haar gryp, en dan gaan hy nou wegkom. Sien hy sy gat, dubbel en dwars. Hier kom die polisie aangery met hulle van, klim hulle uit so nonchalantly, ken mos ons polisie. Hulle is maar so op hulle eie tyd, hulle vat hom ook toe nou daar. Toe praat sy nou met hulle, en toe sien sy natuurlik wat hierdie ding gaan nie baie ver gaan nie. Gaan niks gebeur nie, het maak nie saak nie, ons gaan nie 'n klag lê nie, het gaan nie op ons polisie statistiek hier verskyn nie. Want ons het 'n ou mens op hierdie stadium as die waarnemende polisieminister. Wat ek meen, dat ons nou nie dinge vir hom nou nog moeiliker maak as wat dit tans is nie. Nee, die agbare Kasalia. So ja, ek wou net hierdie enetjie met jou gedeel het. Dit was nou varken interessant. En ja, ons gesels nou verder 'n bietjie oor al die ander morsighede wat tans aan die gang is. Ek is terug. Ja, Jessie, kyk hier, ek sou vir jou sê. Ek was gou vinnig al by die mansapteek in. My gunsteling mansapteek. Vir maande, letterlik, in meer as 'n jaar was die KWV 5 jaar, R199 'n bottel, waar jou ander 3 jare en gewone ou brandewyne, kommersiële brandewyne, almal omtrent daar is, wat ek met jy betaal dan nou al vir 'n bottel Commando brandewyn. Betaal jy ook R190, R200. So, ja nie wat, ons hou maar by 5. 5 klink net so lekker. Maar anyway, nietemin, een ding wat ek agtergekom het die afgelope tyd, ons is nou in oploop na Maandag toe, met die sogenaamde wat die regering nou maak asof het xenofobia is. Nou, xenofobia, ek het so 'n bietjie gaan kyk na xenofobia. Xenofobia is eintlik 'n klomp twak. Nie gesê dat dit nie bestaan nie, dit bestaan wel. Xenofobia sê dis 'n vrees vir vreemde mense, maar dit sê ook 'n hele klomp goed saam met dit. Maar 'n vreemde mens kan mos in jou eie land ook wees. Op baie wat ek sê altyd vir somme van my. Hulle sê nie, hierdie ou is 'n vreemdeling vir hulle. Sê ek vir hulle, jy weet, 'n vreemdeling is eintlik maar nog net 'n vriend wat jy nie ontmoet het nie. Dis maar al. Maar dit is vir vreemdelinge. Vreemdelinge kan jy binne in jou eie land kry. As baie mense wat vir my volksvreemd is, wat ek meen. Ek glad nie verstaan nie. Maar om dit bloot as xenofobie af te maak, dink ek is die regering weer eens besig om ons mense se intelligensie te onderskat. Soos hulle ons intelligensie al vir jare onderskat. Met baie goeders, soos watervoorsiening, kragvoorsiening, basiese principles, wat eintlik val onder die silent contract. Daai ene wat ons vir die regering of hulle regering gee, die dag as ons vir hulle stem, om te sê, julle moet hierdie goedes vir ons na omsien. Dis hoekom ons 'n regering het, dis hoekom ons staatsamptenare het, dit is hoekom ons op munisipale vlak, tot op munisipale vlak, mense het, members, executive members in the council, etc. Julle moet sien dat hierdie goed gebeur, dis hoekom ons julle betaal, ons betaal julle belasting. Buiten basiese belasting op jou salaris, daar is soveel belasting, ons betaal belasting op brandstof, ons betaal belasting, BTW, ons betaal deur ons ore toe, dit is al besig om by ons ore uit te loop. Betaal ons belasting, ons is eintlik oorbelas. As jy vat in terme van wat ons eintlik kry.
So hulle maak altyd asof hulle ons 'n guns doen deur hierdie goed vir ons te doen. Terhalwe het hulle so eie geregtigheid ontwikkel rondom hulle. Hulle noem hulle self tot agbaar deesdae. Hulle is agbaar. Maar ja, as jy kyk na wat op die Mhlanga kommissies uitkom en al hierdie kommissies, daar is weet jy hoeveel van hulle nie, dan wil dit vir my voorkom, hulle raak al hoe meer onagbaar. Never mind, agbaar. Ek het nie gedag nie, regtig nie. Ek het nie gedag, daar is soveel korrupte mense betrokke in dit nie, maar ek moes van beter geweet het ook. Ek meen, is amper soos destyds met die COVID. Hey, it's only gonna be for 2 weeks, don't worry, we're just gonna get our ducks in a row with the hospitals and all of that, which I knew was a lie. Want ek het seker so 'n paar jaar voor dit, het ek tender gedoen vir hospitale hier in die Oos-Kaap, waar ek basies gegaan het in al die groot hospitale, provinsiale in die Baai, Dora Kinsa, Cecilia Makowani, Frontier Hospitaal in Queenstown, Oos-London, het was daai ene nou weer gewees, amper sê ek die Tros. Amper sê ek die Tros, ja, het ek daai ene, daar so ook die Freer gaan besoek. En dit was gewees in, so in 697 rond, so 3 jaar na ons demokrasie. Toe het ek al gesien hoe stoot hulle mense in rolstoele, wat daar nie eers tyres of tubes op daai rims is nie, hulle stoot om met daai kaal rims, stoot hulle daai oom of daai tannie, stoot hulle vir hulle daar oor die linoleumvloere, die teelvloere, gaan dit sê, gaan amper soos daai, wat jy, die juffrou altyd so met die bordkruit op die bord geskryf het, en met die passer so getrek het, ja, gaan werk het so op jou tande. Anyway, ek het maar so geweet, is 'n lieg wat ek meen. Cyril het daai tyd daar gestaan, jy weet daai familiemeetings of ons alles beloof, so ek het nie gedag het gaan so lank vat, ek het vat 2 weke, toe begin ek dokumentêr maak oor dit, amper soos 'n virtual, soos die video's van my ook maar, so 'n video dagboek om tred te hou, en ek het gedag het gaan die 2 weke wees, miskien 'n maand die langste, so ek het ook nou, toe het ek maar opgegee op dit, toe het ek ook van nou, so half en half begin, die gevoel kry van, jy weet, as nou so baie wat ek meen, en party van hulle is sulke kom en ou, ja dit is 'n bietjie, van 'n charme, as 'n bedrieger nie, so jy weet wat ek bedoel. So ek kyk nou nie baie mense kwaai nie, maar iemand wat vir my fascinerend is Piet Viljoen. En dit lyk vir my, dinge loop nou redelik skeef vir Piet. Nou Piet, het ek nog altyd so soort van agting voor gehad, en nou gaan jy sê, ja, maar jy is dom, en jy is onnoosel, soos met Louis Liebenberg. Maar Piet het dan 'n bietjie charme, wat ek meen. Hoe daai ou girltjie altyd gesê in Sewende Laan, "Je ne sais quoi," of zoiets. Hi, I'm Piet Viljoen. When I think of Piet Viljoen, passion for people, for justice, dedication, he will fight for you, but he will also help you to help yourself. And charming, very charming. I've always despised injustice and unfairness. And the biggest injustice out there is that lawyers accept cases that they are not specializing in. I've never understood why lawyers always had to use big words to impress clients. If your lawyer can't break it down to simple terms, you're just sitting with the wrong lawyer. I meet people on a daily basis with problems that seem huge from their perspective, but by helping them look at the problem from a different legal angle, the solution seems so much easier. Oh, Paula. Maar anyway, wat ek het is ou Piet, jy moet hom onthou, hy was eens op 'n tyd, was hy beskryf as die eerlikste en die beste prokureur in Suid-Afrika. Nou daai ding val nie sommer enige iemand net te beurt nie, wat ek meen, hè? Nie beste nie, kranigste en die eerlikste, eerlikste prokureur. So,
Hierdie Piet en Mel viljoen, ek sit nou ook en knes so half op my tande. En ek wonder, gaan hulle nie vir Mel van die dae arresteer nie, wat so nie, maar sy en Piet mos saam in baie van hierdie goed. En die ou Tammy Taylor, oh my word. Op 'n kol sit sy en Tammy Taylor so 1 of 2 jaar terug, wat Tammy en sy lekker dik van die lag is oor hulle sukses, en nou gaan Tammy, oh no, they stolen my franchise. Hulle het my bedrieg. Maar dan het Piet natuurlijk, toe hy nou teruggekom het, en dis waar die, hoe sê hulle altyd in taal hê die ding, dis nou waar die ding is, Piet staan nou blykbaar terug, amper soos Zuma 2, op iets soos 400 klagtes. Nou dit gaan interessant wees, want gedurende die Zuma ding, en Zuma's nou nog in die tronkie, almal wat julle tande so gesluip het, nee, van, hulle kan nie wag vir Zuma se dag in die hoffie, want Zuma gaan tronk toe, Zuma sit nou nog lekker daar op 'n kant klaar, in die kant klaar, so wanneer Piet eendag dalk sal tronk toe gaan, indien hy tronk toe gaan, daar by daai tyd gaan hulle iets sê soos 2 klagtes, die ander het hulle almal weggegooi, of besluit nee wat, dit is nie meer nodig nie. Ek weet nie vir wat die ouens besig moet aankla vir so baie klagtes. Die gaan en ondersoek hierdie donde so 400 klagtes en sê luister, hierdie is die 5 ernstigstes en hierdie ander 5, 10 van hulle gaan ons definitief so vonnisoplegging kry. Chucky ander goed man, moet jy nie self besig hou, moenie vir jou soveel vir 'n papierwerk maak nie. Maar nee, jy sien hulle doen nie daai nie, hè? So, ja, ek hou vir Piet. Check gou die vir Piet op sy dag. Yes, ja, hy was netjies, man. Yes, jy hou deesdae, lyk hy maar baie slig in 'n designer sweetpakkie. So 'n cream sweetpakkie. Lyk hy nie so lekker meer nie, maar hier was hy dan maar ou. Hy het mos mense vertel ook, kyk hier. Ek ken karate, ek sê vir jou tik, papa. Ai, en ekie van ou Piet op sy dag. What a man. So, maar terug by die xenofobie. So, ek het 'n bietjie gaan oplees op xenofobie, miskien het ek so 'n klein videoetjie maak oor dit. En so aan. Maar van die mense grootste vrese is basies die onbekende en verandering, onder andere ook. Fear of change. Sien nou, jy stap nou heel wat polisiemanne wat deesdae voetpatrollie doen. Te lekker. Kan sien van hulle geniet dit. Party geniet dit nie heeltemal nie, as jy kyk na hulle postuur nie. So hulle hoop en bid maar die skof gaan oor sonder enige aandiensbeserings. Maar ag, kyk nou tog vir ou Fluffy hiervoor. Hy ry nie meer 'n Polo nie, hy ry 'n Pou-ou. Die L het verdwyn. Ja, die L staan seker vir liberation of zoiets. I'm liberated. I'm not liberated, so I take the L out. Anyway, jy weet, so ek het gaan kyk nou dit. Nou ek kan vir jou sê, xenofobie as 'n hol, dit bestaan nie. Mense in hierdie land, ons is lief vir almal, maar wat ons nie kan verdra nie, Siddel sê mos altyd ja, the South Africans are resilient people. What does he mean by resilience? Beteken dit dat ons is so resilient, so vatbaar vir goed, dat ons nie deur jou bullshit kan sien. Is dit eintlik waarop jy staat maak as jy ons komplimenteer deur vir ons te sê ons is resilient. Ons is wel resilient. Ons kan baie goed vat tot op 'n punt. En dan is ons gatvol, dan is ons die moere. Nou wat ek vermoed hierdie ding eintlik meerendeels oor gaan. Dis 'n sekere komponent binne in die Suid-Afrikaanse gemeenskap wat op die punt gekom het waar hulle sê, basta, julle maak al die beloftes al oor jare, wat ek meen, julle is die ouens wat die grense laat verval het, julle is die ouens wat toegelaat het, dat die mense in die land het gekom het, julle is die mense wat julle gedurende verkiesingstyd al hoe erger uitspreek teenoor dit, en so meer, basta, ons het nou genoeg gehad van dit, want hierdie mense noodwendig vat nie ons werke nie, hulle steel nie ons werke nie, wat se werke kan jy steel in 'n land? Dink daaroor. Wat se werke kan jy steel in 'n land waar daar 60% of whatever hulle ook al op besluit, dit verander ook elke dag. Argument so naby.
Wat se werk kan jy steel van 'n land waar daar al reeds meer, kom ons wees nou maar veilig, 40% werkloosheid is? Hierdie mense kom skep vir hulle self 'n toekoms hierso. Maar hier is die ding. Omdat hierdie regering so swak is en nie basiese dienste kan verskaf nie, kom hierdie mense ook nou by. So hulle sit nou op baie swak diensverskaffing. Op daai selfde platformpie sit hulle nou nog ekstra druk wat hierdie probleme met water en krag en skolering, onderwys en welsyn. Ek meen daar's van hierdie ouens blykbaar, ek hoor so, daar vir my 'n algemeening, is daar ouens wat van hierdie immigrante, grenssluipers, whatever julle ook wil noem, wat op SASSA is, wat SASSA kry. Terwyl daar mense in hierdie land is, wat hulle vingers stomp gewerk het deur die jare, na die ou bedeling en die nuwe bedeling, wat nie SASSA kan kry nie, vanweë een of ander rede. So, indien dit wel so is, dit klink vir my, dit ruik ook na verraad. Maar genoeg gespekuleer. Gaan praat jy met mense op straat en jy kyk na al hierdie goeders wat rondtravel, is hierdie basies eintlik niks minder of niks meer as wat ons deur al die jare sien. Maar tot die ANC betoog teen hulle self oor swak dienslewering. Hierdie is maar net 'n massa diensleweringsprotes wat aangeteken word om te sê, okay, stop hierdie lorry. Nou is die tyd. Ons het hierdie afgelope paar jaar baie gehoor, self klisjéerig, genoeg is genoeg. Want almal vra, wanneer is genoeg genoeg? Na my mening is genoeg al baie lank gelede gewees. Jare terug, nog voor COVID. Maar ek dink mense het net op hierdie stadium gekom waar hulle gesê het, weet jy wat, die party ouens, hulle het die klok gehoor, maar hulle weet nie heeltemal waar die klok hang nie. Maar nietemin, ongeag van dit, waar ouens net so soort van gaan, julle kan nie na ons, die landsburgers, die mense van hierdie land werklik omsien nie, maar nou laat julle toe, dat hierdie mense inkom in die land in, en onder andere, voel hulle ons werk steel, en daar is sulke gevalle, nie 'n fout maak nie, daar is definitief sulke gevalle, daar is basies bewys daarvoor, wat ek meen, wat die afgelope paar jare gebeur het met ondersoeke in die universiteite en die CETA's en goeders, waar buitelanders aangestel is in topposisies in ons staatsorganisasies, op grond waarvan niks, fokol, wat ek meen, ons het baie plaaslike mense wat hoogs gekwalifiseerd is om daai posisie te kry. Ag, jy het vir 'n man uit Nigerië uit of 'n man van die af of daar. So wie maak geld? Wie maak werklik geld uit hierdie migrasie uit? Ek wonder of een van die agbaardes dalk net kan opstaan en vir ons sê wie maak werklik die geld. Dit is amper soos met misdaad. Ons het so 'n paar jaar terug, ek het 'n paar pelle wat in die nooddienste is en in die veiligheidsdienste is, onder andere 1 of 2 polismanne ook een hand gebraai. Toe vra ons die vraag, wie vind die meeste baat uit misdaad uit in Suid-Afrika? Is dit die krimineel self? Want hulle sê, hulle steel om hulle self te verryk. Nou, ek dink jy gaan jou werklik self verryk as jy 'n TV steel en 'n ouse brandewyn kolleksie of iets in daai nie. Maar is dit die basiese krimineel, die inbreker? Is dit die ouens wat die gesteelde goed by hom kry om weer te verkoop? Of is dit die staat? Raai bietjie, dink daaroor. Gemaak die som. Ons het mos al 'n bietjie somme gemaak op skool, ons kan mos 'n som maak. Dan gaan kyk jy wie
maak die geld. So, ek wil jou 'n baie noot van afwagting los, as ek dit so kan stel. Want ons sal maar maandag sien wat gebeur hierso. But I can tell you something. En jy kan my beskuldig van ek is 'n basiese samensweringsterroris of wat ook al, maar ek sê nou vir jou, something funny is going on here, man. En vir my die tydsberekening is ook net vir my so half en half klassiek. Tydsberekening is vir my so half en half klassiek, want hoekom nou, paar maande voor die verkiesing? Is dit deel van 'n verkiesingstermyn, of nie termyn nie, maar verkiesings soort van plot strategie om die party wat eintlik verantwoordelik is vir al die goed en hulle kaders binne in die GNU, jammer om dit so te stel, maar ek kan nou nie 'n ander woord daarvoor op hierdie stadium vind nie, om dit vir hulle te sê, of vir die publiek te sê, ons is eintlik die ouens wat jou probleem kan oplos. Hulle gaan nie vir jou sê, ons het die probleem veroorsaak, daarom kan ons dit vir jou oplos nie. Nee, ons kan dit net vir jou oplos, want die ander mense, hulle is die probleem, die mense wat moan en kla en pitch en al die tipe van goed is. So ek gaan jou baie gevaarlike noot los. Volgende Saterdag op die Moerkoffie Express 8:00 die oggend, gesels ons lekker en onthou daai moerkoffie, altyd streelend op die seel. Sien jou daar. Hallo Chris, hoe die kant? Die Moerkoffie Express, dit gebeur elke Saterdag van 8 tot 10. Wat maak jy op Saterdag van 8 tot 10? Luister na die Moerkoffie Express, saam met Alwyn Mouton. Op Radio Suid-Afrika. Cheers. Cheers. Die Moerkoffie Express, Saterdag van 8 tot 10. 'n Ontbytprogram met 'n verskil. Aktueel, nostalgies met dit sulkie moer. Alwyn met die omgekeerde W, Mouton. Net hier op Radio Suid-Afrika.